Die vereenvoudigde diagram hieronder verteenwoordig 'n elektrochemiese sel wat vir die suiwering van koper gebruik word. Watter grafiek verteenwoordig die massaverandering van elektrodes P en Q tydens die suiweringsproses? Die korrekte antwoord is A. Hierdie is 'n elektrolitiese sel, so ons werk met paniek. Positief is die anode. Positief maak dan Q die anode waar oksidasie plaasvind. Q as koperelektrode gaan met ander woorde afneem in massa soos wat die kopermetaal geoksideer word tot koperkatione. P is die negatiewe elektrode en negatief is die katode. Met ander woorde, P is die katode waar die koperkatione gereduseer word tot kopermetaal. Die massa van P gaan dus toeneem oor tyd. So Q is die anode wat gaan afneem in massa en P is die katode wat gaan toeneem in massa. Met ander woorde, B en D is verkeerd, want in B en D neem die massa van P af en die massa van Q neem toe. Ons is op soek na die teenoorgestelde, so ons antwoord is A of C. Nou, die korrekte antwoord is inderdaad A en daar is 2 redes daarvoor. Eerstens, in die geval van C, kyk mooi, die aanvanklike massa van P is 0 en dit is nie moontlik nie. Ons begin met 'n suiwer koperelektrode met 'n sekere massa. Met ander woorde, ons kan nie by die nulpunt begin nie, ons moet met een of ander positiewe waarde op die y-as begin. En dan die tweede probleem wat ons mee sit in C. Kan jy sien, die beginwaarde van Q is gelyk aan die eindwaarde van P. Q is 'n onsuiwer elektrode. Dit is onsuiwer koper wat Q uit bestaan. Met ander woorde, soos Q oksidasie ondergaan, gaan daar 2 dinge gebeur. Eerstens, die koper gaan geoksideer word tot koperkatione. Dis wat ons wil hê. Tweedens, die onsuiverhede gaan na die bodem toe val as slyk. Met ander woorde, die finale massa van P moet laer wees as die aanvanklike massa van Q en die verskil in daardie massas is te wyte aan die onsuiverhede wat in die anode oorspronklik teenwoordig was. Die grafiek wat dus die massaverandering van elektrodes P en Q tydens die suiweringsproses aantoon is A.